Ek het ietsie wat ek graag wil sê, ekskuus. Dankie Hendrik. So ons vier vandag die uitstorting van die Heilige Gees. En 'n ding wat my bygeval het die laaste ruk was ek en Shirley het baie oor gepraat en ons het gesê dat kan jy dink hoe ongelooflik die mekaar was daai disippels, daai volgelinge van Jesus gewees. Sit jouself het gegaan in hulle skoene, net vir 'n kort stukkie. Daar was vir hulle gesê gewees, gaan wag. Gaan wag. En vir 10 dae lank in 'n boefretrek. Terwyl ek dink hulle doodsbenoud was, hulle is toegesluit in 'n boefretrek, doodsbenoud dat wanneer gaan hierdie ding nou gebeur? En ek leer nogal iets by daai disippels. Ek leer by hulle patience. Ek leer by hulle vertroue. En ek leer ook dat ons Here deurkom. Ek dink ons vat, nee ek weet, ek persoonlik, vat dit vanselfsprekend, dat die Heilige Gees in my woon. Besef julle dat die Heilige Gees was nog nie oor mense uitgestort gewees. Dit was sporadies uitgestort gewees. Maar volkome uitgestort soos wat ek en jy beleef, daai verhouding, daai inwoning van die Here wat jy het in jou hart, daai gesprekke wat jy het, as jy dink niemand hoor jou nie, daai gesprekke is met God. Daai gesprekke wat jy het, wat jy doodsbenoud is, wat jy bang is, wat jy nie weet hoe gaan jy hier deurkom nie. Met wie praat jy? Jy praat met die Here. Jy praat nie met engele nie. Jy hoef nie. Jy praat met die Here. Want hy woon in jou. En die Here het vir my in hierdie week net rustig gemaak. Net weer eens vir gesê, dis 'n deurlopende tema by my. Wees stil. My tydsberekening is die perfekte tydsberekening. Moenie my hand forceer nie. Moenie uit jou eie krag uit probeer om 'n ding te doen nie. Want uit jou eie krag uit, brand jy uit. In jou eie krag is jy nie sterk genoeg nie, maar deur my is jy. Want deur my krag sal ek vir jou die paai gelyk maak. Daai selfde krag, daai selfde Gees, daai selfde krag wat die heelal geskep het, liewe vriende, liewe vriend, vriendin, is in jou en in my. Ons vergeet dit net. Ek vergeet dit net. Ek kan nie praat namens jou nie. So ek bid regtig hierdie week. Eerstens as dit hierdie ou sal begin luister. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Maak nie saak wat ons tekortkoming is na liggaam, siel en gees nie. Die Here is by jou. Dis nie 'n klise nie. Dis die waarheid. Ek bid dat ons in hierdie week daai krag sal beleef. En mag ons uitgaan en hierdie strak gesigte verloor. Mag ons sy lig gaan uitleef, want dis presies wat daai disippels gedoen het. Het hulle daar gebly in die boefretrek en die Heilige Gees is uitgestort oor hulle? Nee, hulle het uitgegaan en hulle het gaan basyn. Was daar mense wat gesê het, hulle is dronk? Ja. Maar weet jy wat? Sommiges gaan dit hoor, sommiges gaan nie. Dis nie ons werk. Ons werk is gaan uit, gaan praat. Gaan uit, gaan verkondig dit. Gaan uit, verkondig die ongelooflike genadegawe wat ons gekry het van ons Here Jesus Christus aan die kruis. Gaan verkondig dit. As jy moedeloos is, great, God is daar. As jy hopeloos voel, great, God is daar. Ek is nie hopeloos nie, ek is hoopvol. Maar my God is daar. My God het dit reeds. En ons hoef nie te vra dat die Here moet kom na ons toe nie. Weet jy wat? Hy is elke oomblik van elke dag by jou. Waar hoor ek dit? In die woord. Want die Here sê, hy sal ons nooit verlaat nie. Dis sy belofte aan ons. Hy sal jou nooit verlaat nie.
die wat in hom glo, wat in hom is, in hom sterf, hy is by jou. Hemelse Vader, ons sê vir U vanoggend baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees op hierdie baie spesiale oggend, die uitstorting van die Heilige Gees wat herdenk word op Pinkstersondag. En ons sê vir U dankie, Here, dat ons in hierdie bevoorregte posisie kan lewe, soos wat jy ook gesê het, dat ons, ek dink nie ons besef het altyd nie, dat ons amper hierdie voorreg het wat die Ou Testamentiese gelowiges na wie ons opkyk as voorbeelde nie gehad het nie. Here, U Gees was daar, want U is Vader, Seun, Heilige Gees, U is nog altyd dieselfde, Here, van voordat ons nog in existence was, selfs voor die skepping, was U Vader, Seun, Heilige Gees, en ons twyfel nie daaroor nie. Maar Here, die voorreg wat daar is na Pinkstersondag, dat U Gees oor alle vlees uitgestort is, volgens die voorspelling deur die woord, maar ook spesifiek dan wat Petrus aangehaal het op Pinksterdag, Joël 2 vers 28-29, wat hy aangehaal het, wat hy die konneksie gemaak het, wat daar gebeur het. En kom ons vandag na U toe, Here, en ons sê vir U dankie vir die voorreg, dat U Gees in ons kan woon, dat U nie in 'n tempel, of in die versoendeksel, of in die tabernakel, of in die allerheiligste bly nie, dat U permanent in kinders van God se lewens kan woon. En Here, dit maak ons dat ons bevoorreg is, maar ook, Here, dat ons verantwoordelik is. Here, ons kan nie hierdie voorreg hê wat ander mense nie gehad het nie, en maar net goedsmoeds voortgaan in ons geestelike lewens, en maar net lewe asof U nie bestaan nie, asof U nie in ons woon nie. En daarom kom bid ons, Vader, dat U vir ons vanoggend ook deur die woord, deur dit wat ons nou so pas gesing het, Here, hierdie laaste lied is sekerlik een van die liede wat die meeste altyd in my hart vaslaan as ons hom sing. Holy Spirit, you are welcome here, come flood this place with your atmosphere. Here, ons weet dat U asem, U ruach in ons ingeblaas is. Ons dink aan daai gedeelte in Esegiel waar Esegiel moes geprofeteer het oor die dooie bene. En al die dooie bene het by mekaar gekom, en daar was naderhand was daar ligamente, en daar was spiere, en daar was 'n vel oor dit getrek, maar dit was nog steeds net lyke. En dan kom die opdrag, Here, waar U sê, mense kind profeteer oor hierdie bene, en dan die wonderlike gedeelte wat sê, U Gees is in hulle ingeblaas, U asem is in daai lyke ingeblaas, en dit het 'n weermag geword, dit het lewend geword, omdat U Gees in hulle ingeblaas is. En Here, so het ons nodig, dat U Gees in ons ingeblaas word, dat ons 'n verskil kan maak in U koninkryk, in 2026, in die tyd wat ons lewe, en dat ons hierdie voorreg vanoggend weer net opnuut sal besef, maar dat ons dit ook sal uitleef. Ons bid dit in die wonderlike naam, met danksegging. Amen. Nou ja, Pinkstersondag. Ons herdenk Pinkster, en as jy my Facebook advertensie gesien het, sal jy sê, sal jy weet, ek het geskryf op Facebook as die advertensie, nou nie dat dit nou belangrik is nie, maar as enigeen van ons dink aan Pinkster, dan dink ons aan die Nuwe Testament, ons dink aan Handelinge 2, ons dink aan die opbou van Handelinge 1, ons dink aan Handelinge 2, ons dink aan die uitstorting van die Heilige Gees, ons dink aan die wonderwerk wat gebeur het, dat daar mense is wat ewe skielik is die Gees van die Here oor vlees, oor die gewone mense uitgestort, en dat daar tonge van vuur op elkeen van hulle gaan sit het. Luister mooi na my bewoording, daar tonge van vuur op elkeen van hulle gesit, elkeen wat in die boventrek was, elkeen wat hom vasgehou het, ons gaan nou daarby kom, elkeen wat gebid het, elkeen wat vir 10 dae lank sy aangesig gesoek het, is vervul met die Heilige Gees. En dit het nie net daar gebly nie, dit het oorgegaan in 'n krag
wat voorspel is deur Jesus toe voor hy weggegaan het, toe hy gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Maar hy het ook vir hulle gesê, moenie weggaan nie. Bly hier, wag hier. Gaan bid vir iets wat julle nog nie verstaan wat gaan gebeur nie, en 10 dae later is daar hierdie profesie ook van Jesus Christus is vervul op Pinksterdag. En dis wat Pinkster vir ons betekenis gee. En dis wat Pinkster vir ons beteken. Maar Pinkster het nie begin op Pinksterdag. Maar hulle was klaar daar vir die Pinksterfees. So, die Jode van reg oor die wêreld het na Jerusalem toe getrek vir die Pinksterfees. So dan moet daar mos 'n ander oorsprong wees, waarna ou moet gaan kyk. En gaan kyk, maar waarvan af kom dit? Wat beteken dit, sodat ons dalk Pinkster op 'n baie beter manier kan verstaan? Dekor, baie dankie. Ek wil net hier kom staan. Kamera, julle moet dit dan net vang hierson. Nou nie vir my nie, vir die dekor wat so beautiful is. Baie dankie vir die moeite wat daar ingaan om dit vir ons visueel ook te maak. Nou, in die Ou Testament, soos wat daar gesê is, was die Gees van die Here reeds teenwoordig. Die Gees van die Here is vir mense gegee, en die teologiese term daarvoor is, die Heilige Gees is gegee sporadies en insidenteel. Nou dit klink verskriklik, maar in plain boere Afrikaans, in Marius se Afrikaans beteken dit, dat die Heilige Gees is vir spesifieke mense gegee, vir spesifieke take, om spesifieke goed te doen, en nadat die Gees vir hulle gegee is die Gees van die Here weer onttrek van hulle af. Hy was nie permanent vir hulle gegee nie. En dan dink 'n mens aan Dawid, 'n mens dink aan baie van hierdie ouens wat jy lees somme, en die Gees van die Here het vaardig geword oor hom. Hoeveel keer het jy dit al gelees in die Bybel? Die Gees van die Here het vaardig geword oor Samson. Die Gees van die Here het vaardig geword oor Dawid. Die Gees van die Here het vaardig geword oor, sê nou maar, Jesaja, of oor Besaliel, of wie ook al. En almal het nie gepreek nie, wat die Gees van die Here gekry het. En ek dink ek het al daarna verwys. Besaliel in Eksodus 31 is die eerste ou wat ons van spesifiek lees wat die Gees van die Here oor hom gekom het, en hy het nie 'n woord gepreek nie. Die Gees van die Here het hom geïnspireer, Christel, om kunstige werk te doen, om die tempel goed te maak. So die Gees van die Here kom oor jou, in jou vermoë, in dit wat in jou ingebou is, om te doen wat God wil hê, dat jy jou skepingsdoel moet bereik. En ek dink as ons dit kan bymekaar bring by Pinksterdag, dan moet jy nie vandag rondkyk en sê, maar die Gees van die Here word net vaardig oor ouens wat preek, of die Gees van die Here word net vaardig oor mense wat instrumente speel, of wat in kinderbediening is, of wat in jeugbediening is, of wat in een of ander pos is, of wat ook al. Die Gees van die Here word oor jou vaardig, sodat jy kan doen waarvoor jy geroep is, waarvoor jy goed is, waarvoor God jou geskaap het. Dit kan enige iets wees wat jy doen, wat die Here vir jou gegee het. Nou in die Ou Testament was dit genoem die fees van die weke. Nou Pentekost, Penta, beteken ons 50. So 50 dae, ek dink julle weet almal dit, ek sê dit nou maar net vir interessantheid, net om myself te laat beter voel. Okay, so julle almal weet Penta beteken 50, en julle weet dit is 50 dae na Paasfees is die Pinksterfees. Dis hoekom Pentekost, Penta, Pentagon, al daai goeters 5, né? So 50. So die fees van die weke was gewees 'n oesfees, of dit word ook, dit staan ook bekend as die eerstelingsfees in baie kringe. So dit beteken dat 50 dae na Paasfees, as die koringoes ingekom het hulle 'n spesiale fees gehou, en dit kom uit Levitikus en Deuteronomium, ek sal nou vir die spesifieke verwysings gee as jy daaroor wil gaan lees, het hulle die fees van die weke gedoen, 7 weke, 7 maal 7 is 49, en op die 50ste dag was dit die groot fees gewees. Dus kom ons lees in die Bybel, en hulle het by mekaar gekom, en die Jode van reg oor die wêreld by mekaar getrek vir die Pinksterfees, want dit kom al van die Ou Testament af, en dit is nie 'n coincidence nie, dit is nie een of ander, het dit nou maar net gebeur, en kyk nou net hierdie ouentjie ding wat hier gebeur het, dit gaan nie daaroor nie. God het hierdie goed beplan, en as jy die Pinksterfees begin volg deur die Bybel, gaan jy 'n lyn kan trek waar God groot goed op Pinksterfeeste gedoen het, sodat ons, en ek gaan net 'n paar vir jou uitlig vanoggend, sodat jy kan verstaan dat Pinkster het 'n betekenis,
So as jy bietjie in die Ou Testament wil gaan lees, gaan kyk bietjie na Levitikus 23 en Deuteronomium 16, gaan jy baie meer inligting oor die instelling van die Pinksterfees kan lees en wat dit beteken. Nou, ek gaan vir jou beginne om so op van 'n punt af, wil ek net vir jou 'n paar goetertjie wys. So die fees van die weke, en daarso is sy Hebreëse woord, Shavuot fees. Ek hoop ek sê dit naaste by, ek het selfs op Google gegaan dat ek die uitspraak mooi hoor, en waar ek my klem moet sit, en so aan. So, dit is die fees van die weke, en in Levitikus 23 vers 15 tot 21 en Deuteronomium 16 vers 9 tot 12, kan jy bietjie van hierdie instelling van hierdie fees gaan lees, maar daar is basies daarop neergekom, dat dit was die fees van die koringoes, die eerstelingsfees, so die eerste koring wat van die land afgekom het met die oes, het hulle aan God geoffer uit dankbaarheid. Onthou die woord eerstelingsfees, want dit word deurgetrek na die Nuwe Testament toe. So dit is 'n fees gewees, soos ek gesê het, 50 dae na Paasfees en so aan. Die eerste vrugte is geoffer. Dan as ons aangaan en ons lees aan met die Bybel, dan sien ons by Pinkster was hulle ook by Sinaï gewees. By die Sinaï gebergte, daar waar God vir Moses beloof het, toe hy by die brandende bos was, het hy gesê, by hierdie berg gaan jy en die volk my weer kom aanbid. So teen die tyd wat hulle daar kom en die teenwoordigheid van die Here, hoor gou hierdie koneksie, die teenwoordigheid van die Here daal neer op die berg en dit is donderslae en God se teenwoordigheid en die hele berg is bedek en soos 'n vuur, né? En God is teenwoordig op hierdie berg en hy vat sy vinger, sê die Bybel vir ons in ons terme, en God skryf die kliptafels die wet. Pinkstertyd het dit gebeur. Ek gaan nou die goed vir jou deurtrek in my plat manier, maar jy verstaan wat ek vir jou probeer sê uit die woord uit vandag. So dit by Sinaï lees ons ook vir die eerste keer dat die volk gebore word. Hier noem God by die berg die mense wat uit Israel uitgetrek het met Paasfees, noem hy vir die eerste keer sy volk. So by Sinaï is dit die geboorte van die volk, maar ook die geboorte van die wet van God, wat God met sy eie vinger geskryf het. So, nou het jy al 'n koneksie gemaak tussen, wat is Pinkster, die oesfees, die koringfees, jy het nou al 'n koneksie gemaak dat God sy wet gegee het, dat sy volk gebore is by Sinaï, ook op Pinkstertyd, en dan kom 'n mens, en ons gaan baie lang tydperk skiep, dat ons kom dan eintlik by Pinkster. En nou is hierdie klomp Jode bymekaar, of die volk van die Here bymekaar, wat nou al versprei het reg oor die wêreld. Hulle kom nou praat hulle al verskillende tale, almal praat nie meer een taal nie. Nou kom hulle bymekaar en hulle is daar vir die Pinksterfees. En God wil seker maak dat elke ou die goeie nuus hoor dat Jesus Christus gesterf het. God wil seker maak dat elke persoon hoor dat hier 'n verandering gekom. En hier gaan 'n groot verandering kom. Julle word nie meer gered deur die feeste nie. Julle word nie meer gered deur offers nie. Julle word nie meer gered deur 'n brandoffer of 'n slagoffer of 'n sondoffer nie. Christus het intussen gesterf en die hele ballgame het verander. Maar as 'n groter ballgame wat verander het. Dit wat deur die eeue voorspel was. In die laaste dae spreek die Here, sal my gees oor alle vlees uitgestort word. Is besig om nou in vervulling te kom. Maar julle moet dit hoor. En dan kom ons by die geboorte van die kerk op Pinksterdag. Die kerk soos ons hom vandag ken, nie Ahava nie die kerk soos in Sondag by mekaar kom nie, dis nie die kerk nie, die kerk is jy. Ek en jy is die kerk van Christus. Ons, want God woon in ons. Ons het die voorreg dat hy in ons woon. En op hierdie dag word daar 'n nuwe, ek wil amper sê 'n hele nuwe tydperk gebore waarin ons vandag lewe. Dat ons die voorreg het om in hierdie tydperk te lewe. Ek meen ons vergelyk onsself baie maklik. Ek wens maar ek was net soos, en dan sal jy iemand in die Ou Testament, hierdie ou het dan maar naby aan die Here gelewe. Maar ek wil amper vir jou sê, besef ons baie keer dat hierdie ouens sonder die Heilige Gees se permanente inwoning geleef het. Maar kyk hoe naby het hulle aan God gelewe.
En ons het hierdie voorreg, en ek dink die kerk van Christus van vandag, van 2026, moet dit weer hoor, dat jy het die voorreg, dat die gees van die Here oor jou uitgestort is, dat jy, en ons gaan nou daarby kom, dat jy die potensiaal het, dat jy die krag van die gees van God het, dat jy, hierdie goeders is tot jou beskikking, om 'n verskil te maak, maar baie van ons gebruik nie hierdie geleentheid nie. Ons gaan aan asof dit nooit gebeur het nie. En dit het begin by die opdrag, toe Jesus opgevaar het na die hemel toe, dit begin by 'n opdrag 10 dae terug met die hemelvaart, toe ons dit gevier het verlede donderdag, het hy vir hulle gesê, moenie weggaan van Jerusalem af, totdat julle met die krag van God ontmoet het nie. Hy sê, moenie weggaan nie. Esteban in die week het ons in die kort stemboodskappe wat ons gestuur het Esteban een oggend, het hy spesifiek daaroor gepraat. Moenie weggaan nie. Wees beskikbaar. En ek dink dis die eerste ding wat ek vanoggend wil vir jou sê oor Pinksterdag is, moenie weggaan nie. Moenie rondkyk nie. Moenie jou fokus verloor van die doel af nie. Ons is geneig om baie keer ons fokus op mense te sit. Ons is geneig om baie keer ons fokus op allerlei dinge te hê. Ons wil hê dinge moet hardloop soos ek dit wil hê. En ek kyk so na mense toe, Here, maar wat van daai ou? En ek het daai fout gemaak op 'n stadium. Ek het een keer gebid, toe sê ek vir die Here, Here, maar wat van dit, en dis nie fair wat nou gebeur nie, en wat van dit, en ek was so besig in 'n stryd met mense, dat God my teruggebring het na die woord toe, en die woord het vir my gesê, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? En dis iets wat ek en jy moet snap. Want ek moet ophou om besig te wees met ander mense, en hoe volg hierdie ou die Here, en hoe volg daai ou die Here, maar dit gaan oor, volg jy my? Johannes 16 vers 7 sê, en ek sê vir julle die waarheid, hoor wat sê Jesus hierso, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, dis by die hemelvaart, amper sê ek wegraping, by die hemelvaart, dis Jesus se wegraping gewees, maar in elk geval, hy sê, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster, hoor hierso, nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur, verwysende na die gees van die Here. Die gees van God, die Heilige Gees, die trooster. Nou ons almal wil hom graag hê as die trooster, né? As ek nou af is, Here, nou moet U die trooster vir my stuur om te stuur, om my, nou, maar dis ek wil amper sê eensydige woord wat ons hier ingesit het. Die woord wat hier in die oorspronklike taal gebruik word is parakletos. Para, langsaan, kletos, prater. Jou langsaan prater. Mooi, né? So wanneer die Heilige Gees oor my kom, is hy my langsaan prater. So met ander woorde, hy is nommer 1 langs my, maar nommer 2, hy praat met my. So wanneer die langsaan prater kom, as ek weggaan, sê Jesus, sal ek die langsaan prater vir jou gee, die een wat by jou gaan wees, die een, maar jy sien, ons wil hom 'n langsaan heer hê. Ons wil nie 'n langsaan prater hê nie. Want jy sien, dan moet ek ingesteld wees op sy stem. Ons moet ingesteld wees op sy gees. Ons moet ingesteld wees op sy advies. Ons moet ingesteld wees op sy vermaaning. Ons moet ingesteld wees op sy teregwysing. Want as hy my langsaan prater is, moet ek mos luister. My gewete, wat saam met my praat. Dis God wat met jou praat. Dis God wat vir my partykeer sê, Marius, hoor nou my kind. Dit wat jy nou doen is nie reg nie. Dis my langsaan prater. Dis die gees van die Here wat met jou as kind van God dan deel. En nou lees ons in Handelinge 2 vers 1 tot 4. Gaan ek net vinnig hierdie gedeelte weer vir jou lees. Hy sê, toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Nou wil ek wil jy moet gou oplet, want ek gaan dit nou inbring. In 1 vers 14 is die opdrag, gaan wag in die bovertrek, 10 dae terug. En daar word 'n woord gebruik, en hulle het eendragtig volhard in die gebed. Baie belangrik, want dit is belangrik van Pinksterdag, dat ons dit snap. Daai woord eendragtig kom voor 10 dae terug,
op die dag wat Jesus na die hemel toe gevaar het, maar 10 dae later kom hierdie woord nog weer 'n keer uit. Hy sê en hulle was eendragtig by mekaar en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. 'n Geweldige rukwind. Wat is die Heilige Gees? Ruach, asem, Gees. Dis ons beste beskrywing wat ons vir hom kan gee. En die Gees van die Here daal op hulle neer en daar's 'n sigbare fisiese openbaring aan hierdie mense. Iets is besig om te gebeur. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self op 'n verdeel en op, hoor gou hierso, elkeen van hulle gaan sit. Nie seker is nie net Petrus die leier nie net Johannes vir wie Jesus lief was nie net wie ook al nie, elkeen van hulle, 120 mense wat in die bofortrek was, al 120 wat mans en vrouens ingesluit het, almal van hulle, die Gees van die Here het oor elkeen van hulle gekom, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Nou is belangrik dat ons hierdie goeie snap en verstaan. Ek praat vandag met jou oor van fees tot vier. Want dit was 'n fees gewees wat gehou is van Levitikus af alreeds wat hy ingestel is in Levitikus 26 en hy word deurgetrek deur die Bybel en elke keer is daar vier betrokke. Die offer van die eerstelingsoffer, die vuur van God op die berg van Sinaï, die vuur van God op Pinksterdag in Handelinge 2 met die uitstorting van die Heilige Gees. Dit was nie net 'n fees nie, maar die uitvloeisel van die fees was vuur. So waarheen is ons op pad? Ons is op pad vanoggend om vir mekaar die vraag te vra, ek vir myself en jy vir jouself. Die vraag te vra, is die vuur van God in my hart? Is die vuur van God in my lewe? Leef ek die vuur uit? Vuur maak verskil, vuur maak skoon, vuur louter, vuur verander, vuur verbrand dit wat sleg is, vuur maak skoon dit wat goed is. Is die vuur van God aktief in my lewe? Die kontras tussen Sinaï en Pinksterdag is eintlik so mooi, of die gelykheid kan 'n mens ook amper sê. By Sinaï was dit die vuur op die berg. Op Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees, is die Gees van die Here daar in die vorm van 'n vuur. Op die berg Sinaï was daar donderslae en wolke. Op Pinksterdag is daar 'n rukwind van die teenwoordigheid van God. By Sinaï word die wet van Moses neergeskryf, kan jy sê, kom ons noem dit eerder die wet van God, neergeskryf op kliptafels vir die mens. Op Pinksterdag in die Nuwe Testament word die wet van God op ons tafels van ons harte in ons binneste vasgemaak, dat ons kinders van God is en dat hy in ons woon. Hy skryf ons naam in die boek van die lewe en hy stuur sy Gees. Die oesfees was om die koring van die mense te bring na God toe en die eerstelinge van die offer vir God te gee. En hier in die Nuwe Testament ondervind ons die eerstelinge van die nuwe dispensasie, van die uitstorting van die Heilige Gees en dat die Gees van God in ons woon, dat dit met gewone mense soos jy en ek kan gebeur. Wow. En ons word die eerstelinge, of hulle word die eerstelinge van die oes. En ons is nou deur die jare bygevoeg by hierdie oes. Dit voel vir my partykeer, as ek dit kan vergelyk, ons almal, ek dink 'n illustrasie wat ons almal nou daar kan dink is jou selfoon. Jou selfoon werk, maar jou selfoon sonder 'n sein is nutteloos. Dit help nie, jy kan die beste selfoon hê en ek weet nou nie of jy nou 'n Apple of 'n Samsung of 'n
wat ook al is, ek het 'n ophou, maar hy het nog nie ophou werkie, hy loop nog. Okay. Maar my ophou doen net wat jou Samsung en wat jou Apple doen. Dit is net 'n advertensie vir ophou. Gaga. Maar in 'n geval, hy hou nie ophou werk nie, is my tweede een, hy hou nog aan werk. Maar my ophou voentjie, hy het die vermoë om 'n oproep te maak. Hy het die vermoë om SMS'e te ontvang en WhatsApps en op die internet te gaan en allerlei dinge. Maar as ek nie sy sein aansit nie, as ek kan sy data afsit as ek wil, dan kom daar nie 'n sein deur nie. Dan connect hy nie met die tower nie. My foon het die vermoë, maar as ek nie hom aansit nie, gaan ek nie oproepe kry nie. As die gees van die Here oor jou is daar tot jou beskikking, maar as jy nie jou sein reg het nie, as jy nie ingeskakel is nie, as jy nie jou selfoon aansit nie, as jy nie met die tower connect nie, gaan jy nie sein kry nie, gaan jy nie die oproep kan maak nie. So dis my en jou verantwoordelikheid om daai konneksie te maak. Ek wil gou vir jou om Jeremia 31 vers 33 gee. Hy sê, maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit. Hierdie is 'n profetiese ding wat Jeremia skryf. Hy sê, maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit. Spreek die Here, ek gee my wet in julle binneste en ek skrywe dit op julle hart en ek sal vir julle God wees en hulle sal my volk wees. Hierdie profetiese openbaring wat gegee word, dat God sal ons sy volk maak. Dit is nog in die toekoms wat Jeremia dit skryf en dit het waar geword hier op Pinksterdag. So, wat maak Pinkster dan nou my verskillend? En ek wil gou net by 'n paar goed stil staan wat ek gou wil gee. Pinkster beteken God is nou in ons. En ek dink ons as kerk, en ek praat van kerk, praat ek nie van 'n gemeente nie, ek praat nie van 'n denominasie nie, ek praat van die kerk van Christus, die Ekklesia. Alle kinders van die Here wat gered is reg oor die wêreld. Ons moet besef dat God is nou nie net met ons nie. Immanuel beteken God met ons, Jesus Christus se vleesgeworde liggaam. Nou is daar anders ding. God is nie met ons nie. God is in ons deur sy gees. En dis 'n voorreg, maar dis ook 'n verantwoordelikheid. 1 Korintiërs 3 vers 16, julle moet 'n bietjie gaan kyk, net so by the way, dis net so 'n side note, gaan kyk 'n bietjie na hoeveel tekste wat 3 vers 16 is, het baie betekenis. Net so by the way, ek het eendag so 'n reeks gedoen oor die 3 vers 16's, 'n hele paar jaar terug. Maar hier's nog 'n 3 vers 16 wat baie beteken. 1 Korintiërs 3:16 sê, hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie. Ons almal het dit al. Ons almal weet hierdie teks, man. Ek sê nou vir julle, is nie een van julle wat nie hierdie teks ken nie. Julle almal ken hierdie teks. Weet jy nie? Maar hoekom word daar gesê weet jy nie? Want ons leef baie keer asof dit nie is nie. Weet jy nie dat God in jou woon nie? Julle, ons het hierdie verskriklike verantwoordelikheid dat God in ons woon. Dat hy nie net daar is nie, maar dat hy binne in ons woon, en dis die voordeel van Pinkster. Hy woon nie meer in 'n tabernakel se allerheiligste nie. Hy woon nie meer in 'n wolkkolom en in 'n vuurkolom nie. Hy woon nie meer op die versoendeksel van die ark nie. Hy woon nie meer in die allerheiligste van die tempel van Salomo nie. Nee, deur die kruis is die voorhangsel geskeur. Yes, maar dis halfte van die storie. Die ander helfte is, met uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, woon hy nou in ons. A lot can change in 50 days. En dit is seker die 50 dae wat die meeste verander het, nog ooit in die geskiedenis. Want God woon nou in ons. Kyk gou na Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Hy sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers. Julle, hier's diep betekenis in hierdie goeders. Ou moet net oplet in die klas. Jy moet hierdie goed net lees en verstaan wat hier staan. Ek is nie meer 'n vreemdeling nie. Ek is nie meer daar ver nie. Ek is nie hy kom na my toe wanneer en hy vervul my en hy gaan weg van my af nie. Ek is nou 'n medeburger
van die heiliges, huisgenote van God. God bly by my, ek is sy huisgenoot. Nie die tydskrif nie. Sy huisgenoot, nie die huiskinderboek nie. Okay. Hy sê ons is gebou op die fundament van die apostels en profete terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Jesus is die hoeksteen. Die kruis gaan altyd die hoeksteen bly. Die kruis gaan altyd die plek wees waarin ek gaan vir vergifnis en om hom te ontmoet en gered te word, wedergeboorte te ondervind. Maar die Gees van God is hy wat in my bly. Hy is my hoeksteen waarop ek bou. Hy sê in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. En die vraag wat ek vir myself moet vra, bly hy by my? Ja. Is hy welkom? Is hy gemaklik by my? Voel God se Gees gemaklik by my? Nie by, moenie rondkyk nie. Moenie hier, weet jy, ou Koos, hy moes nou hier gewees het vanoggend. Hy moes nou hierdie gehoor het. En nou moet ek nie sê Karen, hier is Karens hierso. Ek moet nou baie mooi sê. En Petronellaitjie, is jy 'n Petronellaitjie? Hier het 'n Petronellaitjie. Maar toe maar ons noem jou sommer Ronel, hoor. Okay. Petronellaitjie. Dalk moes ek jou naam gesê het, ek weet nie, maar 'n ou moet net vir jouself die vraag afvra. Net soos wat Ronel dit vir haarself vra, en haar man het 'n verskriklike mooi naam, Marius. Maar in elk geval, moet ons ook Marius en al die Mariusse en alwan van ons kan hierdie selfe vraag vra. Maar Here, is u Gees nie net wonend in my nie, maar is u Gees welkom by my? Holy Spirit, welcome here. Come flood this place with your atmosphere. Ons het dit nou gesing. Het ons dit verstaan? It's not this place, it's this place. Ek gaan nie kerk toe nie, ek is die kerk. As God in jou bly, vind hy 'n rusplek vir homself. Miskien kan ek en jy saam bid, Here, maak my 'n waardige blyplek. Van fees tot vier, sê ook vir ons Pinkster, gee ons krag. Eenvoudige goed, julle almal weet hierdie goed. Dis niemand van julle wat hierso sit wat nie al, wat dit nog nooit gehoor het nie. Julle het almal hierdie boodskap al gehoor. Die Heilige Gees gee jou krag, en as ek vir jou sê, gee jou krag, dan begin julle al die teksvers op te sê, Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, en Judea, en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Ons almal ken hom. Dis amper soos enige resitasie wat jy uit jou kop uit ken. Maar verstaan ons die impak van julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Wat is krag? Krag is dinamis. Daai krag se woord is dinamis. Dinamis. Dis nie, julle sal krag ontvang en wat ook al nie. Daar staan nie, ek wil jy moet let daarop, daar staan nie, jy sal krag ontvang en jy sal 'n stoel warm sit by 'n gemeente nie. Jy sal krag ontvang en jy sal op 'n lidmaatskapregister opgeneem word van 'n gemeente. Jy sal krag ontvang en jy sal, nee, daar sal staan dat jy sal krag ontvang en jy sal my getuie wees. Jy sal krag ontvang en jy sal iets met daai krag moet doen, want jy sien, dit wat in ons ingeplaas is, krag is dinamis. In sy grond beteken dit die volgende, dit beteken krag of power, potensiaal of vermoë, ability. So wanneer die Here vir my sê, Marius, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, sê hy vir my, jy sal krag ontvang, jy sal jou potensiaal bereik in Christus waarvoor jy geskep is, jy sal tot jou vermoë, sal ek jou help om jou vermoë te verbeter, want jy het die vermoë van God reeds in jou, dat jy tot jou ability kan operate, wat ek in jou geplaas het nog voor jy gebore is. Want sonder die Heilige Gees kan ek dit nie doen nie.
Voor Pinkster, hoe was hierdie disippels? Kan julle onthou? Wat sê die woord? Hulle het almal weggehardloop. Petrus het daar by 'n vuur gaan staan en sy hande warm maak en hy was net nuuskierig. Hy het net gekyk het wat maak hulle met Jesus. Maar hy staan so entjie weg. Maak sy hande warm by die vuur. En toe die diensmeisie vir hom sê, as jy een van hulle, toe sê hy, nee, ek ken hom nie. Nee man, ek het jou laas saam met hom gesien. Ek sê nou vir jou, ek ken hom nie. En die derde keer het hy selfs 'n vloekwoord gebruik en gesê, ek sweer, ek ken hom nie. Maar hierdie selfe Petrus. En daar kraai die aan. Ja, ek het dit so gereël, julle. Okay, Pikkie, jy kan maar gaan, dankie. Dankie. Pikkie het vir ons net kom sê, as ek het 3 keer sê, dan moet hy net kikkerlakke. Nee, hy het die memo gemis, hy gaan nou aanhou. Okay. Kan nou dat almal weer aandag gee? Voor Pinkster was hulle bang, hulle het weggekruip, weggehardloop, onseker. Maar toe die Gees van God op Pinksterdag oor hierdie selfe mense kom, hoor gou hierso, hierdie selfe mense kom, nie ander mense nie beter mense nie, hierdie selfe mense kom. Toe staan Petrus op en hy preek vir 'n lot mense, almal wat gekom het vir die Pinksterfees. En hy begin in Aramees en hy praat met hulle as 'n visserman, maar met autoriteit. En hy preek vir hulle. Toe hy vrymoedig. Hy's vreesloos. Hy's 'n getuie van God. Wat was die verskil? Die verskil was die Gees van God versus sonder die Gees van God. Wat is die? Sy handskoen. Hy lyk soos 'n hand. Hy het die manier om te operate soos 'n hand, maar hy kan nie operate soos 'n hand nie. Okay, staan reg op. Wys my 'n thumbs up. Hy kan nie. Maar wanneer die Gees van die Here in jou is, verander alles. Né? Jy sien, sonder die Gees van die Here is ek nutteloos. Maar met die Gees van die Here in my is die verskil. Nou kan die handskoen baie goed doen. Nou die handskoen ability, potensiaal, krag. Want daar's iets in hom wat hom verander het. Maar sonder iets wat my verander, sonder iets wat 'n verskil maak in my lewe, sonder die invulling van die Heilige Gees, sonder sy krag, is ek nutteloos. En dit is die boodskap van Pinkster. Dit is wat ek en jy moet besef. Ons beweeg van 'n fees van eerstelinge en offers en dankbaarheid na 'n Pinksterdag wat daai selfde eerstelingsfees betekenis kry en die eerstelinge wat vervul is met die Heilige Gees. Die vuur van God word deurgetrek. Al hierdie dinge begin ewe skielik betekenis te maak en betekenis te kry. Jesaja 57 vers 15, want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plekke. Hoor gou hierson, hierdie klink vir jou baie intimiderend, maar hoor hoe gaan hy aan. Hy sê en by die verbryselde en die nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Jy sit hier so en jy sê vir jouself, myself, maar ek is nie waardig dat God deur my werk nie. Hierdie vers wys jou verkeerd. Jy sê vir jouself, ek het nie potensiaal nie, ek het nie ability nie, ek het nie daai power waarvan Handelinge 1 vers 8 praat nie, want ek is maar net 'n nederige mens. Hier staan nog ene. Hier staan nog 'n ouetjie.
wat nie voel, hy hoor daar nie. Of wat al baie gevoel het, ek hoor nie daar nie, dat ek het so stel. Maar is hierdie vers, wat hou in die gou hou. Wat sê, die Here woon juis, as jy nederig is. Want God gebruik nederige mense. Hy haat hoogmoedigheid. God gebruik juis, as jy jou hart voor hom verbrysel. Wat beteken verbrysel? Die Engels sê hom vir my, hy sê, hy gebruik 'n snaakse woord, né? Please, Diane, help me. Rosemary, daar's baie van julle wat Engelssprekend is. Ek het nou ander getel, hier is heel wat van julle wat Engelssprekend is, en dis hoekom ek ook hierdie goed opsit, iemand my gevra daarvoor. Maar hoor gou hierso, ek het dit gaan lees in die New King James Version. Hy sê, that thus I say, the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy, I dwell in the high and the holy place with him who is contrite. Sê ek het reg? Né? Okay, vergeet nou die woord tussen hakies. And humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. En toe moes ek gaan kyk, Marius met sy Vrystaat Afrikaans het dit nie verstaan nie. Okay, toe gaan slaan ek dit na, want contrite, dit klink vir my amper soos 'n kleefmiddel of 'n gom of 'n ding, ek weet nie wat die heng is dit nie. En toe gaan kyk na die oorspronklike taal, en ek gaan kyk na die betekenis, toe sê hy wandel en woon aan hulle wat verbryseld, in Afrikaans, Engels, crushed. Voel jy vanoggend crushed? Voel jy not able? Voel jy, dan sê die Here, maar dis juist wat ek wil hê. Hy wat homself verhoog sal verneder word, hy wat homself verneder sal verhoog word. So Here, dan sal ek eerder crushed wil bly en crushed wil lewe. Pinkster bring eenheid. Ek gaan na 'n punt toe begin beweeg, hoor. Net so by the way. Pinkster bring eenheid. En dis iets wat ons moet verstaan. Onthou julle daai Handelinge 1:14 en Handelinge 2:4, né, 10 dae uit mekaar uit. Eendragtig. Ouens, dit is nie eenvormig nie, eendragtig. Daar's 'n groot verskil. Ons almal kan dieselfde hempies aantrek en dieselfde broekies en dieselfde skoene en dieselfde alles dra. Dis eenvormigheid. Maar eendragtigheid is totally iets anders daar. Eendragtigheid beteken ons is een van sin, een van gees, een van doel en so aan. En dit is wat met die disippels en dis wat baie kerke lek. Dis wat baie gemeentes nie by uitkom nie. Dis wat ons as kinders van God mis, is eendragtigheid. Want omdat hulle eendragtig by mekaar was en saam God gesoek het met hulle hele hart, daarom het God hulle geëer 10 dae later en hulle vervul met sy gees. Ek sê weer, kom ons haal ons oë van mense af, kom ons kyk vir God. Die mense kan maar aangaan hierso. Here, wat van dit, wat van die ene, wat van sis, wat van so, wat gaan dit jou aan, volg jy my? Los die mense, volg jy my? Eendragtigheid is iets wat die Here gebring het. Voor die vervulling met die Heilige Gees was daar 'n warwoel van mense wat allerlei dinge gesê het en gedink het, en wat by Pinksterdag gebeur het, is ewe skielik, toe praat hulle een boodskap, een waarheid, deur een gees, vir alle mense wat by mekaar was. En die een ou het daar gestaan, en hy's 'n Arabier, en hy hoor ewe skielik in Arabies, hoor hy presies dieselfde woord wat die ander ou in Mesopotamisch hoor, wat die ander ou in Egipties hoor, wat die ander ou in wat ook 'n taal ook al hoor. Ewe skielik bring God hulle almal by mekaar, en daar selfs 'n lys van tale wat gepraat is in Handelinge, wat jy kan gaan lees. Daar's 'n lys. En hoe sê hulle? En hoe hoor ons elkeen hulle praat in ons moedertaal van die groot dade van God. En
ewe skielik bring God mense van Afrika en Europa en mense wat van Asië afgekom het en mense wat van die noorde afgekom het, van Sirië en van oral af. Hy bring hulle almal bymekaar in Jerusalem en hulle almal hoor een boodskap. En dit het my dadelik laat dink aan Efesiërs 4 wat sê there's one body, one spirit, just as you were called in the hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all, and in you all. Ewe skielik is daar 'n gemeenskaplike boodskap van eenheid in Pinkster. Ek sluit af met hierdie laaste gedagte. Pinkster gee vir ons ook 'n doel. Dit gee ons 'n missie. Dit gee ons iewers omheen te werk. Jesus het mos nie verniet gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Daar is die doel. Matteus 28 vers 19 beskryf dit anderster, maar ek wil vandag vir jou Matteus 28 vers 18 tot 20 gee. En nie net Matteus 28 vers 18, ek het dit al baie gedoen, die van julle wat Ahava volg, julle sal weet, ek doen dit kort want dit is vir my belangrik. Matteus 28 vers 19 maak baie kinders van die Here bang. Ons lees, gaan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En ons dink, dis overwhelming. Maar in die gees van Pinkster, met die gees van God binne my, met die potensiaal, met die ability van God se gees binne in my, met sy krag, is dit moontlik. En dalk moet ons net die vers voor en die vers agter hom net in konteks saam met hom sit en ons gaan na die konteks toe en hy sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, hoor gou hierso, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. So wanneer doen ek, gaan dan heen en maak disippels in sy mag, in sy krag, in sy ability, kry ek potensiaal. En as ek twyfel, as ek klaar Matteus 28 vers 19 gelees het, dan sê hy in vers 20 onderaan, hy sê, en kyk, ek is met julle. So ek gee nie net vir jou ability en mag in vers 18 nie, ek gee vir jou opdrag in vers 19, maar ek gee vir jou in vers 20, ek is met jou. Tot in die volëinding van die wêreld. So hoekom twyfel ons? Ons twyfel want ons glo nie in Pinkster nie. Ons glo in Pinkster, maar ons kraam weg van die krag van Pinkster af. En dis 'n probleem, dis 'n probleem vir my. Dis 'n probleem vir ons. Dit is beter dat Jesus weggegaan het, sodat die Heilige Gees in ons kan woon. Ek het op Hemelvaart met jou gepraat oor daai teksvers wat sê, ons sal groter werke doen. Johannes 14:12, dink ek. Ons sal groter werke doen, nie groter in impak, groter in wonderwerk nie, maar groter in intensiteit. Want nou is die Heilige Gees in almal van ons. En is nie beperk tot 1 of 2 nie. En dis die boodskap van Pinkster. So nou gaan ons gou vir onsself ten slotte 'n vraag of 2 vra. Ons gaan vir onsself die volgende vraag vra. Vraag 1. Het ek die vuur van Pinkster in my hart, in my lewe? En nou moet dis 'n ja of 'n nee antwoord. Volgende vraag sal dan wees: wanneer en waar het hierdie vuur dalk koud geword in my lewe? Volgende vraag: wanneer en waar het vrees my begin oorweldig in plaas van krag? Waar en wanneer het ek dalk opgehou om te luister na hierdie gees van God wat met my praat? Waar en hoe laastens
het God stil geword in my hart. Want jy sien, Pinkster is die teenoorgestelde van dit. En dis waarmee ek en jy moet wegstap. Dis waaroor ons vandag moet bid. Dis wat ons die Here moet vra. Dis die boodskap vir my van Pinkster Sondag. Mag die Here vir jou seën en met jou wees. En ek wil amper vir jou vra, ons sê nie om dowe neete net, hierso gaan voorbidders wees hiervoor, kom, hier sal ouderinge wees wat jy wil salf met olie, wat die simbool van die Heilige Gees is, hulle wil saam met jou bid, net omdat dit, ons wil maar net doen, want dit is die regte ding om te doen in 'n gemeente. Nee, ons doen dit want ons bedoel dit. Ons wil hê, jy moet met ons kom praat as jy vasbrand. Dat ons vir jou en saam met jou kan bid. Maar as jy hier so sit en jy sê, weet jy wat Marius, ek wil net vanoggend net 'n oomblik hê. Ek wil net met die Here praat by myself, wil ek jou so geleentheid gee. Maak jou hart stil. Praat met die Here. Sê vir hom, vertel vir hom van jou vrese. Dit kan ook dalk heeltemal iets anders wees wat ek nie eens vanoggend aangeraak het nie. Maar jy loop met 'n vrees in jou hart. As iets wat jou bang maak. Gee dit vir hom. Want in jou, wie jy ook al is God se krag. God se potensiaal. God se vermoë is in jou ingebou deur die inwoning van die Heilige Gees. Vat dit. Hemelse Vader, soms moet ons meer tyd met U spandeer. Meer ernstig soos wat hierdie disippels en hierdie mense in die boefretrek vir 10 dae lank U gesoek het. Soms, Here, moet ons die besluit neem om meer intens met U bemoeienis te maak, om U regtig te soek met ons hele hart en ons hele siel en ons hele verstand, sodat ons U invulling van U Gees kan ervaar. Ek bid, Vader, ek weet ek is net 'n mens en ek probeer om op 'n menslike manier hierdie boodskap oor te dra. Maar Here, ek kan nie mense inspireer nie. Ek het nie die vermoë nie. Dis net U Gees wat die vermoë het. En daarom bid ek, Vader, dat U vanoggend hierdie boodskap sal kom seën en dat mense die gebed sal bid, dat hulle ook in U hulle potensiaal sal bereik, wanneer U krag oor hulle kom, en dat ons 'n verskil sal maak in die omgewing wat ons bly, by die werk wat ons werk, by die vriendekring waar ons saam mee vriende is, en oral waar ons skouers skuur, dat U sigbaar in ons lewens is en dat ons U getuies sal wees. Nie net in ons onmiddellike omgewing nie, maar ook wêreldwyd. Dankie dat ons dit kan bid, Here, en dat ons vanoggend dalk net eenvoudig kan sê, Here, ek wil U vuur in my hart verwelkom. Kom maak my bewus van U teenwoordigheid in my eie gees, in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle. Amen.